Jesus kom en hy vier die laaste Pasga saam met sy disippels. En in daai oomblik kom doen hy iets anders, iets abnormaal as die gewone. So ek dink hulle was so 'n bietjie verstom gewees oor wat gebeur nou. So terwyl hulle dit eet, spreek Jesus die seëngebed uit, Matteus 26 vers 26, en dan breek hy hierdie brood en hy gee dit vir sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. En toe het hy die beker geneem, gedank en dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Drink almal, nee. Ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag, wanneer ek dit nie saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Nadat hulle 'n lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Ek het nou vanoggend so 'n botteltjie Muscadel saamgebring. Chokkie, jy en Daleen sal nou baie trots voel. So 'n botteltjie van Slanghoek. Ek weet nie of jy betrokke is of 'n aandeel het hierin nie, maar dit is baie lekker. Dis 'n botteltjie Slanghoek Muscadel. En hoekom ek dit saamgebring het vanoggend, is om net iets te probeer simboliseer vir u van dit wat ons doen en verduidelik van dit wat ons doen wanneer ons die nagmaal gebruik. So laas week, sal net daarby kom. So wanneer ons dit inskink, sal jy sien die heerlike rooi kleur, nê. As jy nou hou van soetwyn, dan mag jy dalk nou lus raak. Die Here gee vir ons 'n simbool van die wyn. Hulle sê rooi is die nektar. Rooi is die nektar. En blykbaar is daar iets goeds in rooi. Hulle praat van al die oksidante en antioksidante en ek weet nie wat alles in die rooi nie. Maar in die nagmaalsformulier lees ons hierdie woorde. Wanneer ons die nagmaal instel, dan sê ons, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. En dan sê ons, neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Dis diep woorde. So tradisioneel gebruik ons maar altyd 'n tipe van 'n soetwyn, dis hoekom ek die muscadelletjie saamgebring het vanoggend. En ons gee ook nou deesdae die opsie mos van druiwesap en om mense in ag te neem, en party kerke verkies om net druiwesap te gebruik, omdat hulle nie gebruik van alkohol in die kerk wil vermy. Maar die vraag wat ek u vanoggend 'n bietjie wil laat oorwonder, is die vraag: wat beteken hierdie woorde wat ons nou net gelees het, die woorde van die instelling van die nagmaal? Wat is die betekenis daarvan? Hoekom moes Jesus se bloed gevloei het? Hoekom moes Jesus se bloed gevloei het? Hoekom en wat vier ons tydens nagmaal? En hoekom is dit belangrik vir my en my lewe hier in 2025? Het dit enige betekenis vir my lewe elke dag en in elke area van my lewe? Hoekom doen ons dit? Hoekom gebruik jy dit? Ja, ek weet, dit laat ons almal dink aan dit wat Jesus gedoen het, maar hoekom is dit belangrik in jou lewe? Hoekom is dit belangrik by die werk, of daar op die plaas, of hoekom is dit belangrik in jou gesin, en in jou verhoudings? Hoekom is dit belangrik vir jou, in jou persoonlike lewe, om hierdie tekens te gebruik? Ek gaan vanoggend nou nie spesifiek oor die nagmaal praat nie, ons gaan daaroor dan praat op die 17de April. So dit is hoekom ek jou wil uitnooi, as dit hoegenaamd enigstens moontlik is, om asseblief daai aand
by die tydens die groot lydensweek in die lyfvoor by ons nagmaalsdiens te wees, wanneer ons gaan dink oor Jesus as die diensknegt, en toe hy uitgelewer is, of dan die Vrydagoggend op Goeie Vrydag by Huis Mosterd soek. Na verlede week en vanoggend se boodskap, dink ek is dit wat ons nou gaan deel tydens hierdie Paasnaweek, glo ek jy sal nooit weer dieselfde kan dink oor nagmaal en hoekom jy dit gebruik nie. So is daar enige rede hoekom ons wyn gebruik? Is daar enige rede hoekom ons die wyn skink? Het die simbolisering van die rooi wyn met die bloed enige belangrike betekenis? So ons gaan vanoggend probeer om 'n paar van hierdie vrae te antwoord. Ek self het baie lank geworstel in my eie lewe oor hoekom gebruik ek nagmaal? Doen ek dit net as 'n tradisie? Want ons doen dit mos. Dit is op die program en ons doen dit in die erediens en ja, dit beteken vir my baie, maar is dit iets spesiaals wat ons doen net 'n paar keer van die jaar, maar dit het geen impak op my lewe nie. Doen ek dit bloot as 'n eerbare, goeie Christen in 'n goeie tradisie? En hoekom simboliseer dit die bloed as ek die wyn drink? So verlede week het ons 'n bietjie stilgestaan by die betekenis van die breek van die brood en daaroor gepraat, die eerste element van die nagmaal, en as jy dit verstaan, sal dit jou viering van die nagmaal geheel en al 'n verrykende ervaring maak in alle aspekte van die lewe. Soos jy dit gemis het, gaan luister asseblief daarna wanneer jy 'n tydjie het. Maar vanoggend is ons tema, as daar nie bloed gevloei het nie. As daar nie bloed gevloei het nie. Jesus vier saam met sy disippels die laaste Pasga op Wit Donderdag. Nadat hy die nagmaal ingestel het en sy bloed aan die kruis gevloei het, word die ou verbond permanent met die nuwe verbond vervang. Vir ewig. Die ou verbond bestaan nie meer nie. Die nuwe verbond is gevestig vir altyd. Nooit kan ons weer teruggaan na die ou verbond toe nie. Kom ons lees dit net gou weer, Matteus 26:27. Toe het hy die beker geneem, gedank en vir hulle gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Jesus stel die nagmaal in en bring sy bediening hiermee tot 'n formele einde. Hierna vind die kruisiging plaas en word die elemente wat ons vier fisiek gedemonstreer. Sy liggaam word soos brood gebreek tydens die hele kruisigingsproses en sy bloed vloei soos wyn wat ons skink wanneer hy daar aan die kruis hang. So ons as Christene hoef nooit weer terug te gaan na die viering van die Pasga nie. En ek wil regtig vanoggend vir jou sê, moenie toelaat dat mense vir jou gat in die kop praat en sê, maar ons moet nog met allerlei emosionele argumente en mooi godsdienstige stories van, ons moet nog die Pasga vier nie. Die Pasga is verby. Dit is vervang met die nagmaal. En dit is soms seker goed om te gaan kyk na die betekenis daarvan, omdat ons nie daai tradisie verstaan nie. Maar ons hoef nie meer terug te gaan na die ou verbond nie, want ons is nou in die nuwe verbond. So wat beteken die drink van die wyn tydens die nagmaal prakties vir my en vir jou buite hierdie kerkmure wanneer ons dit doen? So ons eerste punt vanoggend is, as daar nie bloed gevloei het nie, kon ek nooit gedeel het in Christus se offergawe nie. As daar nie bloed gevloei het nie, kon ek nooit gedeel het in Christus se offergawe nie. Of om dit anders te stel, kon ek nie in Christus gewees het nie. Of was ek nie een met hom nie. Was ek nie met hom vereenselwig nie. Of ek was nie een met hom nie. Die Griekse woord haima, wat hier vertaal word in vers 26 met bloed, sê letterlik, dit is wat hierdie woord letterlik beteken in die konteks waar dit gebruik word, is as 'n offer vir baie mense vir die vergewing van sondes. So dit is nie net bloed in die terme van bloed
soos wat ek en jy sien as ons onsself sny nie. Dit is bloed wat beteken, dis 'n offergawe wat gestort word tot die vergewing van sondes. Of om dit nog meer verstaanbaar te maak, deur my sterwe, sê Jesus, is ek 'n offer vir baie mense met die doel dat hulle sondes nou vergewe sal word. So Haima is nie net bloed nie, maar die volle betekenis van die bloed wat as 'n offer vloei. Met ander woorde, wanneer ek hierdie rooi wyn drink, deel ek in geloof aan sy bloed as die offer vir my. So jy sal onthou 'n paar weke terug het ons gesê, as daar nie 'n perfekte offerlam was nie, sou ons vir ewig vasgevang gewees het in die stryd om vir ons sonde self te moet probeer betaal. So Jesus se bloed is vir my die teken dat daardie offer eens en vir altyd genoeg was. En hoe? Ons doen dit in geloof. Ons doen dit in geloof. Dit maak my een met wat Jesus gekom het om te doen as die Messias. In Johannes 19:30 sê hy, dit is volbring. Die Griekse woord is tetelestai. Tetelestai, wat sê, as ons dit nou moet vertaal, dat dit beteken daar is niks meer nodig nie. Ek het dit wat ek kom doen het volkome nou afgehandel. Dit is die volle impak van daai woord. Dit wat gedoen moes word, is gedoen. So, dis nou wanneer jy nou klaar geoes het op die plaas, en die laaste druiwekorrel is nou in die bak, en dis nou weg na die kelder toe, of waar jy dit ook al gaan, en jy op jou stoep gaan sit, en oor die lande staar en sê, dit is klaar. Ons het niks meer om te doen nie, die oes is in. En dis presies wat Jesus kom doen, as hy daar in die kruis hang, voordat hy sy gees gee, sê hy, dit is volbring. Tetelestai in Hebreërs 12, vers 1-2 word hierdie woord gebruik om eintlik te wys op die persoon wat dit kom doen het. Met ander woorde waar hy sê dat ons fokus nou op Jesus, nee. Hy sê mos laat ons nou alles aflê sodat ons op Jesus alleen kan fokus. Met ander woorde, hy is die tetelestai, hy is die een wat dit alles kom volmaak het, klaarmaak het, sodat daar niks meer nodig is vir enige iemand of enigiets anders om gedoen te word nie. So wat beteken dit nou vir jou en my? Dit beteken jy leef nie meer uit dit wat jy sien nie. Jy leef nie meer uit wat jy sien nie. Geestelik, kom ons breek dit gou af. Geestelik beteken dit, jy hoef nie meer elke week 'n offer te kom bring om vergifnis te smeek by God en te hoop hy gee jou genade nie. Nee, dit beteken ons leef nou uit die genade wat ons ontvang het. Dit raak jou lewe. Dit raak jou hele lewe. En as jy dit nie geweet het nie, dink 'n bietjie daaroor. Dit raak alles in jou lewe. Dit maak jou een met sy krag wat deur die Heilige Gees in ons werk. Dit is wat die onmoontlike moontlik maak. Wat die maar Gods in ons lewe nie iets maak wat net vir 'n paar uitverkore mense nou bestem is nie, maar waarin ons elkeen deel kry in ons lewe. Dit beteken in ons sielsdimensie dat nou my gedrag, my woorde, my lewe, my emosies, my fokus, my redes kan verander. Dit verander my totale fokus van my lewe. Dit skuif my weg en in ons konteks wil ek dit sommer so blaatant stel, dit skuif ons weg van ons Afrikaner mentaliteit, dat ek alles self moet doen, want ek is mos die man, dat ek alles self moet bewys. Dit verander daai dimensie na een van 'n disipel, van iemand wat soos Christus is en daarom doen, leef en bestaan saam met hom. Dit verander ook die manier waarop ons so gefokus is op ons liggaamlike, nee, op die sienlike, die vleeslike in hierdie wêreld. Of met ander woorde, dit is nie net wat in hierdie wêreld meer, wat ons om ons sien, wat meer belangrik is nie. Dit is een van daai fyn lyne en ek kan nie nou daarby stil staan nie. Maar dit verander byvoorbeeld van jou van iemand wat nooit tevrede is nie. Wat altyd meer wil hê, wat altyd nog iets soek, wat altyd nog iets moet bydoen, na iemand wat uit totale dankbaarheid leef en daarom
saam met God kan werk om jou drome, om jou doelwitte in die lewe te bereik. Met ander woorde, die fokus gaan weg van myself af in 'n afhanklikheid van God. So, as jy die beker neem met die volgende nagmaal, wat ek hopelik almal van julle daar gaan wees op die 17de, as jy dit neem en jy hoor hierdie woorde, dit is my bloed, hoor jy eintlik, ek Wilko, ek Hein, ek Marco, ek Leon, ek Chokkie, ek Marie, ekskuus, ek kan julle nie so lekker sien nie, ek Dirk, nee, ek is nou deel van Christus voor God. Ek is nou deel van Christus voor God. In die tweede plek, as daar nie bloed gevloei het nie, kan ek nie deel in die nuwe verbond nie. As daar nie bloed gevloei het nie, sou ek nie deel gewees het van die nuwe verbond nie. Die oomblik toe Jesus aan die kruis sy gees gegee het die geskiedenis van die mensdom verander en die storie van die mense wat daaraan deel kry in geloof. Moet ek dit herhaal? Dit het nie net die mensdom verander nie. Dit het nie geskiedenis net van ons mensdom verander nie. Dit verander jou as persoon, jou geskiedenis, jou mens, jou storie, wanneer jy dit in geloof joune maak. Jy behoort nou aan God, omdat dit met bloed verseël is. Dit is met bloed verseël, en daai bloed is die bloed van Christus. So, toe die Pasga die eerste keer ingestel is, baie jare voordat Jesus die laaste Pasga gebruik, was dit die nag voor die volk uit Egipte getrek het. En toe moes hulle elkeen 'n volmaakte, 'n perfekte offerlammetjie slag en dit gaar maak op 'n sekere manier en hulle moes dit toe geniet en eet op die aand voordat hulle uitgetrek het. En op daai aand moes hulle die bloed van daai lam, van daai perfekte lam wat namens hulle dan geslag word, moes hulle aan die deurkosyne smeer. Julle sal die storie onthou. En die huise wat die bloed opgehaat het die engel van die dood verbygegaan. En almal wat binne in daai huis was veilig. Die wat dit nie gehad het nie, is daai nag getref. En daarna trek die volk uit. Die Here sê vir hulle, God sê vir hulle, dit is die laaste nou. Ek het nou genoeg gehad van hierdie farao wat dink hy kan vir my, hy is God. En ek gaan vir hom wys wie is God. En dit is wat God doen. So, almal word beskerm wat binne daai huis staan, waar die bloed van die lammetjie aan die deurkosyn is, word beskerm deur God se verbond met sy kinders wat in daai huis is. Hulle word beskerm deur die bloed van God se verbond. So saam met die Pasgamaal is ook die wyn gedrink daai aand as die simbool, dat die lam se bloed vir hulle was. So hulle het dit aangesmeer en hulle die wyn geniet, want dit het vir hulle gesimboliseer, vir hulle gesê, ek is nou deel van hierdie verbond, ek is deel van dit wat God vir my kom gee. So dit is die praktyk wat vir millennia moes herhaal word ter versoening van die sondes, omdat dit tydelik was. Dit was nie genoeg om net een keer 'n lammetjie te offer nie. Dit moes jaar na jaar gebeur. Julle kan gaan lees daar in Hebreërs, verduidelik hy dit baie mooi. Maar Jesus kom nou, en hy doen dit vir die heel laaste keer. So die wyn is die herinnering dat die volmaakte offerlam finaal geslag is vir my sondes. Is finaal geslag. Daar hoef nie weer 'n lam geslag te word nie. Daar hoef nie weer bloed aan 'n deurkosyn gesmeer te word nie. Die lam is geslag in die sin van die volmaakte offerlam in Jesus as persoon, as God en as mens. So kom ek verduidelik dit so. Jou kind is jou kind. Hy is bloed van jou bloed. Julle is as 'n gesin en as 'n groter familie deel dieselfde DNA. En omdat jy nou deur Christus deel is van God se verbond met ons, omdat jy nou deel is daarvan, as deel van sy kerk
en jy as individu, nee, deel jy nou in God se DNA. Soos ons bloedlyn fisiek 'n DNA het ons in Christus nou 'n geestelike DNA. Ons deel dit saam met al die ander gelowiges, met ander woorde God se familie, wat nou ook jou familie in hierdie kerk is, of aan die kerk waar jy behoort is. Ons almal het dieselfde DNA in Christus, dieselfde geestelike DNA. Jesus sê in Johannes 15 vers 4-6 sê hy, bly in my soos ek en julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok. Jesus sê, ek is die druiwestok. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. Hoopelik soos julle oes hierdie jaar gedra het, nee, soos die wingerd gedra het. Baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As jy stakkie gaan afsny en hom mooi daar een kant in 'n bakkie water sit, is die kans seker baie skraal, en jy moet my reghelp, maar kans is seker baie skraal dat jy 'n goeie korrel hannepoot gaan kry daai. Nee. Maar as hy bly aan die loot, aan die stok, dan dra hy vrug. En dis wat Jesus vir ons kom sê. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en hy verdroog. Met ander woorde, dis nie, baie mense het dit deur die eeue gelees as 'n veroordeling. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê, bly in my, hou aan om te weet, jy is deel van my bloed het vir jou gevloei. Jy word deel van my DNA. So die Griekse woord vir verbond, as Jesus sê, dit is die nuwe verbond. Die Griekse woord vir verbond is diathekes, wat beteken, jy behoort omdat daar 'n ooreenkoms is. Dit is 'n verhouding waartoe mondelings ooreengestem word, en wat voorregte en verantwoordelikhede behels. So, dis nie 'n eensydige verhouding nie. Nee, mense het mos soms sulke vriende in jou lewe, of familie. Die enigste kant van wie die verhouding kom is van jou af. Kyk, jy stuur WhatsApps, jy bel, jy doen wat ook al, bel op die landlyn as jy nog een het, maar jy hoor net nooit van hulle af nie. Nee, jy is altyd die een wat belangstel. 'n verhouding kom van twee kante af. 'n verhouding word gebou uit twee dele wat saam verantwoordelike en aanvaar, en daai verhouding behels sekere voorregte. So dit word ook met testament vertaal, hierdie woord word ook met testament vertaal in Romeine 8:17. En daar sê hy onder andere vir ons is erfgename van hierdie testament. Ons is erfgename van hierdie verbond. Met ander woorde, jy is deel van dit wat God sê. So ek hoop jy hoor wat ek sê vanoggend. As jy so 'n bietjie weggeraak het, skud gaan jou kop. En ek weet dit is 'n bietjie diep lering hierdie, maar ek dink ons moet soms die geleentheid gebruik om dit ook te doen. Want ek wil so graag hê dat hierdie waarheid weer in ons harte insink. So ek hoop jy hoor wat dit sê. Dit beteken, God sê vir jou, hy sê vir jou, vir elkeen van ons, sê hy, jy is myne. Jy is myne. Jy behoort aan my. Dit word met my eie bloed verseël. Met ander woorde, Christus se bloed. Nee, Christus hang aan die kruis, volmaakte mens, volmaakte God. Nee, of as volkome God. Met ander woorde, God kom sê, jy is myne, nie omdat jy so oulik is, of omdat jy hierdie en daai gedoen het nie, maar omdat my bloed dit verseël. Omdat my bloed jou deel maak daarvan. So kom ons vat dit gou terug na jou verhouding met jou kind. Die dag toe daai kleintjie gebore is, en jy daai klein ding in jou hand vir klein armpies in jou arms vasgehou het, nee. Miskien was daai klein ding, ek onthou my eersgeborene was nog vol bloed toe ek haar die eerste keer vashou. Nee, miskien was dit vir jou ook so. Daai oomblik,
het jy geweet, hierdie kind is myne. Hierdie kind behoort aan my. En jy het op daai oomblik jouself voorgeneem om te sê, ek gaan hierdie kind groot maak, ek gaan hierdie kind beskerm, ek gaan vir hierdie kind sorg, na die beste van my vermoë. Ek gaan hierdie kind leer en laat leer, en sorg dat hierdie kind, alles kry wat ek kan bied. Ek gaan so ver as menslik moontlik alles doen vir hierdie kind van my, om hierdie kind groot te maak, om hom of haar as 'n volwassene in die wêreld in te stuur. So hoor jy wat God vir jou gesê het, toe Jesus aan die kruis sê, tetelestai, dit is volbring. Hy kom sê, jy is nou bloed van my bloed, jy behoort aan my, jy is my kind, en dit is wat jy gedoen het. Jy het 'n verbond gesluit, die dag toe jy jou kind gedoop het, en aan die Here opgedra het. Wat het ons gedoen daai dag? Jy het met jou mond 'n ooreenkoms met God gesluit, dat jy meer sal doen as net fisiek na jou kind kyk. Jy het ook onderneem om te sorg dat hierdie kind God se DNA in jou lewe in werking sal sien, sodat hierdie kind ook kan weet, hy of sy behoort aan God. Wat het jy gedoen toe jy belydenis van geloof afgelê het? Of toe jy dalk op 'n stadium in jou lewe afgedwaal het en teruggekom het na die Vader, soos in die gelykenis van die verlore seun, of selfs in daai gelykenis, soos die oudste seun op 'n stadium in jou lewe kom en besef, maar ek is so besig met hierdie goed van kerk wees, en tot die besef kom van, eintlik is ek God se kind, ek behoort aan God. Wat het jy daai dag gedoen? Jy het gesê, ek onderneem om my kant van hierdie ooreenkoms met God na te kom. Ons het gesê 'n verbond bestaan uit voorregte en verantwoordelikhede. So jy verwag van jou kind om sy kant van die ooreenkoms na te kom. Jy weet, baie mense hardloop weg, uit hulle families uit of uit hulle gesinne uit, want dit is disfunksioneel. Dit is ook hoekom baie mense uit die kerk uit weghardloop. Disfunksionerend is byvoorbeeld ouers wat kinders mishandel op watter wyse ook al. Hulle volmaak met, want ek het so gesê, of wat so goddeloos leef, en dis nou nie van toepassing op julle vanoggend nie, maar wat so goddeloos leef, dat die kind geen identiteit het nie. Gelowige mense leef aan die ander kant so, dat God sentraal staan, en hulle sorg dat jy 'n goeie ouer is, jy sorg dat jy alles moontlik doen, want jy kan nie anders nie. Jou kind geniet al die voorregte van jou huis, en dan gaan jou kind ook sy verantwoordelikheid nakom, omdat jy as 'n ouer joune nagekom het. Die voorregte wat jy geniet, is om te deel as 'n Christen in wie God, die Vader is, en wat jy as 'n erfgenaam in Christus het. Die verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees aan God. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons dat verantwoordelikheid, of hy noem dit dade, geloof sonder dade, is met ander woorde gehoorsaamheid aan God se wil. As jy nie sonder gehoorsaamheid aan God se wil, en dit is 'n onderwerp waar ons nog baie oor kan praat, die wil van God, en ons gaan nog, beteken dit, hierdie geloof is mors dood. So geloof sonder verantwoordelikheid is mors dood. Wanneer Paulus sê, julle drink en julle eet 'n oordeel oor julleself, is dit wanneer ons nie glo wat Jesus gedoen het, myne is nie. Wanneer dit nie in ons lewe elke dag sigbaar is nie, omdat ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie, en nie leef soos ons Vader nie. Nie ons erfenis respekteer en eerbiedig nie. En dan dra ons die gevolge van ons keuses. So, om die beker te neem, wanneer ons nagmaal vier, en dit te drink, is om te bevestig, ek behoort aan God. Ek deel in die lewe wat Jesus kom moontlik maak het. Ek is sy kind. Hoekom? Want hy sê so, God sê so.
In die derde plek, as daar nie bloed gevloei het nie, kan ek nie deel in die lewe wat Jesus kom herstel het nie. Godsdiens sal jou doodmaak. Jesus het nie 'n nuwe godsdiens kom vestig of net godsdiens kom verander nie. Nee, Jesus het God se liefde vir sy kinders kom wys, die verbond met God herstel, die offer wat ek en jy veronderstel was om self met ons eie bloed te betaal, het hy kom betaal. God se genade in die Ou Testament het gegee dat daar iets anders, 'n lammetjie, en onthou die mooi lammetjie wat ons gehad het, dat 'n lam namens jou sy bloed kon gee. So, selfs toe daar geen rede was nie, wys God ongeëwenaarde genade. Hy straf nie sy kinders nie, maar hy gee vir hulle iets in hulle plek, 'n lam. Maar Jesus is nou die absolute hoogtepunt, van God se genadige, barmhartige, onverstaanbare liefde vir jou en vir my. Hy self word die offer, sy bloed vloei, waar my en jou eie bloed moes gevloei het. So, hoekom bloed? Bloed beteken lewe. As jy uitbloei, is daar nie meer lewe oor nie. Bloed is lewe. So, hoekom was bloed nodig vir die versoening van sondes en vir regverdigmaking? Want die mens se DNA met God, sy eenheid met God, is deur die sonde vernietig. Dit is besoedel en tot niet gemaak. Sonde beteken dat die mens, omdat jy 'n wil het, kies om nie een te wees. Jy kies om nie een te wees met die bron, met die wingerdstok nie. So, God gee vir ons 'n wil. Ons kan kies tussen lewe en dood. Al wat lewe kon herstel, al wat die DNA met God kon herstel, was 'n offerlam. En dit is nou wat geloof beteken, is om te bely, om Jesus te bely, as die een wat sy lewe vir my gee, omdat hy as God self my dood gesterf het. Ek bely hom as die Here, ek bely hom as die een wat vir my my dood kom sterf. Om te bely dat in myself en in my is my DNA versteur, nee. In ons eie menswees is ons DNA versteur, maar in Christus het ek die DNA van ware en ewige lewe. Dus, as ons die beker drink tydens die nagmaal, dan aanvaar ons wat God sê. En jy sê, ek glo, ek is een met God in Christus Jesus. Alleen. Jy sê, ek het Jesus nodig, want ek kan dit nie self doen nie. So die bloed is die teken dat jy in Christus se offergawe deel in God se nuwe verbond met ons. En jy deel in die lewe wat Jesus vir ons kom gee het. So, wanneer ons die wyn drink, is dit baie meer as net 'n godsdienstige handeling wat ons uitvoer om nog 'n blokkie af te tik, om te sê, ek het dit daarom gedoen hierdie jaar. Dit is baie meer as om jou gewete te stil, en dit is baie meer as om net iets te doen wat jy dalk net met jou kop effens verstaan. Hierdie is 'n ding wat in ons gees gebeur wanneer ons Jesus bely. So nee, wanneer ons die brood eet en die wyn drink, deel ons in die lewe wat Jesus kom gee. So eenvoudig is wat dit is, nee. Wanneer ons daai brood breek en dit eet, wanneer ons die wyn skink en dit drink, deel ons in die lewe wat Jesus vir ons kom gee. God se DNA is in jou, met al sy belofte, met sy volle karakter as die Vader, met sy volle verlossing in Christus, en sy volle teenwoordigheid in jou lewe in die Heilige Gees. Dit is nou joune. Dit verander hoe jy dink. Dit verander hoe jy praat. Dit verander waarheen jy op pad is met jou lewe. Dit verander hoe jy jou probleme, jou krisisse, jou uitdagings in die lewe
hanteer. Dit verander hoe jy jou sukses en jou geld hanteer. Dit verander hoe jy opstaan in die oggend en hoe jy gaan slaap in die aand. Dit verander hoe jy konflik hanteer. Dit verander hoe jy met ander mense omgaan, hoe jy met hulle in jou daaglikse lewe besig is. Dit verander hoe jy besigheid doen, of die gesindheid waarmee jy jou werk doen. Dit verander my gesindheid, want ek is nou verkoop en versterk vir die lewe. Daarom, neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Amen. Vader, ons sê vir U dankie vir oggend dat U ons versterk en hoewel ons nou nie vanoggend nagmaal fisies vier hier saam nie, Here, help ons om die verstaan van U offer vir ons. Die brood wat gebreek is, U liggaam, Jesus, en die bloed wat die verbond, wat die eenheid, wat die verhouding met God kom herstel, wat ons een maak met U, soos die takkie aan die druiwestok. Help ons, Here, dat dit nie net 'n kop verstaan is nie, maar 'n hart verstaan is, dat dit ons weer geestelik kom voed met nuwe lewe, en Here, wanneer ons volgende keer dit doen, dat dit werklik waar vir ons, dat ons die volle impak daarvan sal verstaan, sal beleef, en in ons lewens sal uitleef daar buite, sodat wanneer ons môre uitstap, Here, ons weet, ons stap nie uit net as die ou mens wat ek is, moedeloos dalk, Here, dalk nie lus nie, dalk oorweldig deur omstandighede, dalk vol van onsself, omdat dit het so goed gegaan. Maar Here, dat ons uitstap as U disippels, wat weet, ons behoort. Ons is U kinders, dat U ons vashou, soos wat ons eie kinders vasgehou het, dat ons in U hand is, dat U vir ons sorg, dat U ons lei, dat U na ons kyk. Here, dankie dat dit die manier waarop ons lewe kan verander. En daarom bid ek, Here, help ons om die impak hiervan, dat dit nie net vir ons in ons koppe is nie. Here, ek dink baie hiervan weet ons in ons koppe, maar Here, dat dit regtig weer vir 'n slag in ons harte sal insink. Heilige Gees, dat ons weer sal beleef die feit dat ons geloof is nie net kopkennis nie, maar is ook 'n werklikheid wat in ons gees waar moet word as nuwe mense in U. En Here, dat ons daarom weet dat ons vertroue in U is, dat U dit vir ons kom gee. Ons is in Christus. En dit maak ons iets nuuts, iets anders. Dankie dat ons in hierdie wêreld leef, soos mense wat hopeloos is, wat nêrens heen op pad is, wat oorweldig word met die wêreldpolitiek en die chaos en die oorloë en al die reactions wat daar buite aangaan, Here, en ons koppe wil partykeer mal maak, nee, Here. Dankie dat ons nie vasgevang is in ons eie vrese oor ons land en ons omgewing en ons situasie nie. Want ons weet, U is die God wat in beheer is. En dat daar in ons storie altyd 'n moontlike in die onmoontlike is. Dat daar altyd in ons storie 'n maar God kan wees. Want U is ons Vader in Jesus Christus. Ons dankie en ons eer U en ons aanbid U vir oggend as ons Here. Amen.